Goeiemôre. Ons kan vanoggend nou nie die diens in die kerk opneem nie. Die probleem is, die krag is af. Nou, dit sê ons skuld nie. Ons het ons rekening betaal en al ons verantwoordelikhede nagekom, maar ek hoef nou nie verder daarop uit te brei nie. Ek glo jy sal verstaan wat aangaan. Daarom verwelkom ek jou weer hier by my in die huis en ek vertrou dat jy ook saam met my die woord van die Here sal oordink en dan saam sal aanbid en dat dit vir ons goed sal wees om ook saam die Here te loof. Baie welkom. Ek gaan lees uit Matteus 6 uit, as jy jou Bybel wil gaan haal, daai bekende Onse Vader, jy ken dit heel moontlik uit jou kop uit, en ek sal weer na die tyd op die skerm die beeld gooi van die SnapScan kode, sodat jy jou dankoffer op so 'n manier kan gee as jy wil, of jou eredienskollekte, of natuurlik kan jy ons gemeente se bankbesonderhede op die kerkalmanak kry. So, nou is al die reëlings afgehandel, kom ons word stil, kom ons dink daaraan dat die Here hier teenwoordig is, ons symboliseer dit mos met 'n kers, die Christuskers wat ons aansteek, wat vir ons vertel van die lig, wat na die wêreld toe gekom het, en wat hier by ons is, en hy moet nou net 'n bietjie vlam vat, dat hy lekker kan lig. Die lewende vlammetjie is vir my altyd so mooi, en ja, ons is in die teenwoordigheid van die Here. Here onse God, baie dankie dat U oral teenwoordig is, ook hier by ons, waar ons op 'n virtuele manier die erediens hou. Elkeen in sy eie sitkamer, elkeen waar hy of sy gemaklik tuis en veilig voel. Dankie dat ons bovenal veilig by U is. U is ons hoop. Amen. Broer en suster, genade vir jou, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here nou eers loof. Ons gaan luister na lied 190, waarvan ons die eerste vers saam kan sing as jy wil, en ook lied 191, sy eerste vers. Ok, is dieselfde wysie, moenie skrik nou nie. Is net verskillende beruimings van dieselfde lied eintlik maar. So, kom ons luister eers daarna. Die wet van die Here, wat ons altyd in die erediens ook ruimte voor gee, is vir ons belangrik. Want dit is waar die Here op 'n baie spesifieke manier en 'n spesiale manier die riglyne vir ons lewe vir ons neergeskryf het. Jesus het dit later ook vir ons uitgelig in die groot gebod, soos ons dit nou maar noem, dat ons God moet lief hê en ons naaste soos onsself. En dit, eintlik is dit alles maar 'n samevatting van die totale boodskap van die Bybel. Nou lees ek hier in
Psalm 119 vers 67 en vers 71, iets wat aansluit by vandag se tema. Voordat ek swaar gekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan u woord. Ek het iets geleer in die lewe, ek het iets agtergekom, nou hou ek my aan u woord. Vers 71 sê ook, dit is vir my goed dat ek swaar gekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer. Dit was nie net negatief nie, daar het iets goeds daaruit gekom. En as die Here, wel die katekismus het gesê, die 10 gebooie is vir ons soos 'n tugmeester ook na Jesus toe. Nou goed, dis 'n ou tydse woorde en so aan, maar dit wil maar net sê, alles in die Bybel help vir ons om God koning in ons lewe te laat wees, sodat ons kan lewe soos hy graag wil hê dat ons moet lewe. Soos hy dit vir ons gun om hier te lewe. Jy kan natuurlik met hom regmaak as jy agterkom dat jy ongehoorsaam is. Ons noem dit ook sonde, maar dit mos nou nie so 'n populêre woord nie, maar in elk geval. Jy kan jou sonde bely. Jy kan dit met die Here uitklaar en doen dit op jou eie wanneer jy die kans daarvoor het. Maar nou wil ek jou nooi omdat jy 'n Christen is, omdat jy 'n gelowige is, omdat jy 'n lidmaat van die kerk van die Here is, om saam met my jou geloof te bely, en jy kan dit gerus hardop doen, of so nie dan nou maar net in jou gedagtes sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen, dit is so. Nou kan ons die Bybel opneem, en uit die Bybel uit lees. Ek blaai na Matteus 6 toe, Matteus 6 van vers 9 af. So moet julle dan bid, het die Here vir sy disippels gesê, toe hulle die keer vir hom gevra het, die Here leer ons om te bid, toe sê hy so moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Vers 13 is dan ons teks vanoggend, en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Die Engelse het 'n uitdrukking, die idiom wat sê, words are bad bridges. Hoekom? Hoekom dink jy het hulle dit? Wel, ek glo jy het ook al agtergekom, dat jy deur iets wat jy gesê het, met goeie bedoelings dit gesê het, maar dan tog misverstaan is. Iemand het jou woorde anders verstaan as wat jy bedoel het. Dis anders opgeneem as wat jy bedoel het. Want woorde kan meer as een betekenis hê. Dit werk mos maar so. Daarom is dit nodig dat wanneer ons Bybel lees, ons baie seker sal maak dat ons weet wat hier bedoel word. Dat ons daaroor dink en wonder en op so 'n manier kan agterkom wat hier bedoel word. Byvoorbeeld, in die 10 gebooie word gepraat daarvan dat ons God 'n jaloerse God is. Ons gebruik jaloers meestal in die negatiewe sin van die woord. Ons sê, as ons sê iemand is jaloers, dan is dit nie 'n goeie eienskap wat ons daardeur uitlig nie.
Maar jaloers het ook 'n positiewe betekenis. Ons sê partykeer 'n pa waak byvoorbeeld jaloers oor die veiligheid van sy kinders. Dan is dit 'n positiewe ding. En ons weet tog dat ons nie iets negatiefs van ons God kan verwag nie. Hy het ons voluit lief. Hy is liefde. So as hy 'n jaloerse God is, behoort dit te doen te hê met die positiewe sy en die positiewe betekenis van die woord. Net so is daar in Hebreërs 12 vers 11 word die woord tug gebruik. Ek dink ek moet dit gou vir ons lees. Want dit sluit baie mooi aan by ons gedeelte van vandag. Hebreërs 12 vers 11. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is in goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is in die wil van God. Nou hierdie tug is ook nie 'n lekker woord vir ons nie. As ons dink aan tug, dan dink ons aan pak gee. Nou, dit het sy waarde. Ek lees hier in Spreuke 20 vers 30. 'n pak sla laat 'n mens ophou kwaad doen. Dit laat jou selfs ophou dink aan kwaad. En as jy omblaai in 22 vers 15, onverstandigheid is eie aan 'n jong mens, maar 'n pak sla haal dit uit hom uit. Nou, okay, dit seker in die ou tyd vandag, met vandagse maniere van doen, is dit nou aanranding en so aan so, maar kom, laat ons nou nie in daai rigting gaan nie. Tug is nie net om te slaan nie. Tug is meer om te dissiplineer. En wanneer ons dan hier in Hebreërs 12 vers 11 lees, wanneer ons getug word, kan ons ook sê wanneer ons gedissiplineer word. Eintlik dit in daai sin van die woord verstaan. Dit net so ook met ons teksgedeelte hierso. As ons lees in vers 13, en laat ons nie in versoeking kom nie, of lei ons nie in versoeking nie, soos die ou vertaling gesê. Kan 'n mens maklik wonder, nou maar wat gaan hier aan? Is dit nie God wat dan nou vir ons in die kwaad in laat kom nie? Bring hy nie die kwaad, die slegte goed oor ons nie? As hy ons dissiplineer, is hy nie eintlik die aanstigter van die kwaad wat ons moet belewe nie, die siekte, die krisis, die wat ook al nie. Sit God nie agter die slegte dinge wat gebeur nie? Baie mense wonder hieroor. Dit kwel baie mense, hierdie hele kwessie. Ons moet egter nie, en ons moet goed oppas, dat ons nie 'n verkeerde betekenis in die mond van die Bybel lê nie. Sit God agter die kwaad van die lewe? Is God dan nie slegs goed nie? Laat ek eers die vraag agter hierdie vraag vir jou vra. Hoekom dink jy sou 'n mens God as die kwaadstigter wil sien? Hoekom dink jy sal 'n mens gou wil sê, maar dis die Here se skuld, of hy het dit oor ons gebring? Dis die wil van God dat dit met ons gebeur het. So asof dit nie my skuld is nie, maar dit is sy skuld. Ek wys dit uit. Ek wys met 'n vinger. Hoekom wys jy met 'n vinger? Wanneer wys jy met 'n vinger? Jy wys gewoonlik met 'n vinger wanneer jy iemand anders wil aantoon as die skuldige persoon, as die oorsaak van wat gebeur het. Wanneer jy weg van jouself af wil wys, wanneer jy nie die aandag op jou manier, op jou optrede, op wat jy gedoen het, gevestig wil hê nie. Kyk maar bietjie na jou kleinkinders, of na kleinkindertjies wat speel. As hulle begin onenigheid kry, dan is dit gou-gou, nee, dis nie ek nie, dis jy, dis jou skuld. Of as pappa of mamma vir hulle vra, wie het eers hiermee begin? Nee, dis hy, dis sy, vingerwys. As Jesus dit wou doen, dan kon hy dit reguit gesê het. Ek glo hy sou dit ook dan reguit gesê het. Nee, onse Vader, die gebed wat hy, die woorde wat hy vir ons gee om te bid, is om vir ons te help om die goeie dinge van God af te vra. Vader, help ons asseblief. Help ons, spaar ons die kwaad van die lewe.
Laat hierdie beker asseblief by ons verbygaan. Lei ons nie daartoe, laat hierdie beker nie deur ons gedrink moet word nie. Want kwaad is deel van die lewe. Dis deel van hierdie wêreld. Die tweede skepingsverhaal maak dit baie duidelik. Dis nie God wat die kwaad ingelaat het nie. Dit was die mens wat teen God gekies het, wat die kwaad ingelaat het in hierdie wêreld. En elke slegte ervaring is maar 'n beproewing. Beproef, wat beteken beproef? Kom jy agter die woord proef lê daar. Toets. Elke slegte ervaring bring die moontlikheid dat ons weer sleg kan kies, soos Adam en Eva sleg gekies het. Daarom swaar kry is 'n geleentheid vir dissipline, soos Hebreërs 12 vers 11 dit stel. Dis 'n geleentheid, dit skep 'n geleentheid vir selfdissipline. Ek moet vir myself afvra, en ek moet vir dit self hanteer, gaan ek die goeie of die slegte pad kies? Daarom het ons verlede Sondag na Jakobus 1 vers 2 tot 4 geluister, en daar het hy dieselfde kwessie aan die lig na vore gekom, en het ons daar juist gesien dat as jy die beproewings deurstaan, as dit vir jou goed is, as jy daaruit leer, as jy toelaat dat dit jou dissiplineer, dan bring dit, staan daar, geestelike rypheid, geestelike groei. Jy word 'n ryper mens, 'n mens met meer wysheid. Ja, ons weet, God genereer nie die kwaad nie. Daar was nie kwaad in Eden, toe hy dit so geskep het nie. Nou, hoekom leer Jesus dan vir ons bid, wat hier in vers 13 staan? Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Juis, omdat hierdie woorde, as ons hierdie woorde bid, dan help dit vir ons om ons afhanklik van God te stel. Dan vra ons vir God met die probleme van die lewe, met die swaar kry van die lewe. Ons gaan daarmee na God toe. Want ons is juis in 'n gebroke wêreld, juis omdat ons nie self en selfversekerd die kwaad kan hanteer nie. Jesus weet dit. Daarom sê, kom, gaan na God toe en sê, Here, Vader, help my, lei my nie, laat my nie in die versoeking kom nie, laat my, verlos my van die bose. Jesus help ons na die beste lewensingesteldheid toe. En daarom is dit kosbare woorde in die Onse Vader gebed. Mag ons dan vra, laat die beker van die dood aan COVID-19 by my verbygaan? Ja, natuurlijk mag ek dit vra. Filippense 4 vers 6 sê immers, dat ons begeertes in alles, deur gebed en smeking met danksegging by God kan bekend maak. Ons kan ons hart oopmaak vir God. Ons maak ons hart juist oop vir hom, wanneer ons sê, ag Here, help my, lei my nie in hierdie, laat ek nie tog in hierdie swaar kry val nie. Want God kan, en hy sal, en hy het ons verlos van die bose en van die dood. En as iemand, 'n goeie gelowige, ook nou nie gesond word nie, as iemand die beker moet drink, soos Jesus het moes gedrink het, dan is ons steeds verlos van die bose. Die dood is nie die oorwinnaar nie. Dit weet ons. Die doodse angel is getrek, sê Paulus. Daar is nie meer gif in nie. Die lewe is nie net hierdie aardse lewe nie. Wanneer jy jou stryd na God toe bring, dan fasiliteer dit hierdie lewensuitkyk. Dan ontdek jy, wat in Hebreërs 12 vers 11 se tweede helfte staan, dat ons daardeur gevorm word en 'n goeie vrug kry. Die vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Dan ontdek jy Romeine 8 vers 28, wat jy seker uit die kop uit ken. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet,
die wat volgens sy besluit geroep is. Hierdie Vader na wie ons toe wend, hy kan ook die slegte ten goeie laat kom. En Psalm 23 vers 4 wat jy ook ken. Selfs al gaan ek deur 'n dal van donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want ek is veilig in die hande. Ou vertaling het gesê die stok en die staf van die herder, daarmee veg hy, beskerm hy vir ons. Ek is veilig in sy hande. En selfs 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10, daar waar Paulus praat oor die doring in die vlees en daai goed, dan kom hy en hy sê oor die swaar kry van die lewe in vers 9 en 10, sy antwoord aan my was, God se antwoord toe ek oor hierdie kwessie van die swaar kry van die lewe en ja, ook selfs wie se skuld dit was, hoekom moet ek dit deurgaan, hoekom maak jy my nie gesond hiervan nie? Toe was sy antwoord, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sê Paulus, sal ek dan liewers oor my swakhede roem. Met ander woorde, gaan ek liewers erken dat ek swak is, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Want as my eie krag, as ek in my eie oë sterk genoeg is, dan is my krag my beskutting. Maar nou, as ek besef, ek kan nie, dan kan ek my na God toe wend en dan besef ek, dis dit my lewensingesteldheid, dat die krag van Christus my beskutting kan wees. Dan sê hierdie onlogiese of vir die wêreld onmoontlike woorde in vers 10, daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Dis ook wat in Filippense 4 vers 13 staan. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Met die klem nie op ek wat dan nou alles kan doen nie, maar dat hy vir my die krag gee om alles te doen wat nodig is, wat hy wil hê dat ek moet doen. Waarmee ek besig is, waartoe ek geroep is in hierdie wêreld. Ek het dit nie in myself om die lydensbeker van hierdie lewe te kan drink en te kan hanteer nie. Ek is nie beter as Adam en Eva nie. Wanneer jy bewustelik bid, Here, bewaar ons. En belangrik, let op, hierso staan, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dit gaan nie net oor my nie. Wanneer jy bid, Here, ons wat in hierdie wêreld swaar kry, bewaar ons, dan sal jy die vrede waarvan Filippense 4 vers 7 praat, en wat Hebreërs 12 vers 11 ook van praat, dan sal jy dit ondervind, as jy dit na die Here toe neem. Dan sal ons harte warm klop, soos die Emmausgangers agterna vir mekaar gesê het, toe hulle met Jesus daar op pad terug na hulle huis toe gepraat het, en hy vir hulle alles verduidelik het, alles uitgelê het wat gaan vir wat. Omdat Jesus by hulle was, het hulle harte warm geklop. En dit kan jy en ek verwag. Die Heilige Gees help ons. Hy help jou met elke beproeving wat oor jou pad kan kom. Elke proef, elke toets, help hy jou vir my, vir ons, om reg te kies, nie sleg te kies nie. Vraag God gerus. Jesus moedig ons dan immers daartoe aan in die Onse Vader. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat U vir Jesus na die aarde toe gestuur het, om ook hier alles te kom belewe en te ervaar wat ons ervaar. Ook die stryd met die dood. En dankie dat hy die stryd namens ons aangeknoop het en die stryd gewen het. Sodat ons nou, wanneer ons hier sukkel en swaar kry en benoud is en bekommerd is, 'n vrede kan belewe wat alle verstand te bowe gaan, omdat dit die vrede is wat U as trooster in ons hart kom wek.
Ons bid vanoggend vir almal wat swaar kry. Die mense aan wie ons nou dink in ons gedagtes, lê ons voor U. Ons bid veral vir ons predikant, wat baie ernstig siek is, Dr. Chris Malang. Ons bid dat U asseblief vir hom gesond sal maak, en dat U vir hom en sy gesin daagliks U nabyheid sal laat belewe. Dankie Here, dat ons die toekoms kan ingaan met die wete. In U hande is ons veilig. Vir hierdie lewe en tot in alle ewigheid veilig. Dankie dat U, ons God, ons hoop is. Amen. Baie dankie vir jou kuiertjie hier by my in die sitkamer. Mag hierdie woord van die Here nog soos 'n suurdeeg bietjie trek in jou gedagtes, en mag die Heilige Gees vir jou help om te sien hoe jy dit kan gebruik, hoe dit van toepassing is in jou unieke omstandighede. Baie dankie. Ek gaan nou hierna vir jou geleentheid gee om ook 'n bydrae tot die werk van ons gemeente te maak met jou eredienskollekte of jou dankoffer. Baie dankie, laat dit goed gaan. Totsiens.